Ons tweede gedagte met die Seun van God het gekom om te bly, is dat die Seun van God nie net, soos die eerste gedagte sê, mens geword het nie, maar dat hy ook mens bly, ook na die dood. So kom dat die woord van die Here vandag na ons toe kom, en dat ons hom toelaat om vir ons te wys, wat sê hy met die geboorte van Jesus Christus. So, die volgende gedagte, God word nie net materieel nie, God bly ook materieel. Met ander woorde, Jesus verdwyn nie weer na sy dood nie. Die engel sê vir Maria, die Seun se koninkryk sal ewig wees. Met ander woorde, hy sê die mens gaan vir ewig bestaan. Hierdie mens, Jesus Christus, hierdie mens, fisiese mens, gaan vir ewig bestaan. Kyk na die woorde wat hy gebruik. Die troon van Dawid, die saad van Jakob, dis 'n ewige koninkryk. Adam, kan jy sien hoe gaan hy terug in die geskiedenis? Hoe verloor tyd sy dimensie? Hy kry heel eerste die materiële troon, ons het dit gesien, van Dawid, reg? Maar hierdie materiële troon, waaroor regeer hy? Hy regeer oor 'n tyd voor Dawid, hy regeer oor die saad van Jakob, dis lank voor Jakob. En tot waar strek sy koninkryk? Tot by Adam, tot by die begin, tot aan die einde, tot in ewigheid. Die engel sê vir Maria, sy koninkryk het geen einde nie. Dis presies die belofte wat Nathan aan Dawid maak, Samuel aan Dawid maak in 2 Samuel 7, waar hy vir Dawid sê, daar sal 'n seun op jou troon kom sit en sy koninkryk sal ewig wees. 2 Samuel 7 vers 14. Ewig. Die Seun van God het 'n mens geword om ewig 'n mens te bly. Nou, wat is nou hier belangrik? En dis waar ek dink waar die groot probleem gekom het met soveel mense se begrip. Ek het nou vir julle gesê, mense het hierdie weird idee van Jesus het gekom en dood gegaan en weggegaan en hy gaan eendag ons kom aan, ons gaan saam met hom in sy, waar ook al het is, in sy hemel regeer. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, die Seun van God het gekom en hy het 'n mens geword en 'n mens kom bly. Hy regeer vir ewig. Daar's geen einde aan sy koninkryk nie. Wat het gebeur? Die oomblik toe Jesus doodgaan, het Jesus deur die dood gegaan. En dis wat ons heeltemal, veral in ons protestant kalvinistiese kerke, nie verstaan nie, want alles gebeur vir ons aan die kruis. En daar's goeie redes voor. Maar ons voorvaders het gesê, ons gereformeerde voorvaders het gesê, Jesus se tyd in die dood was eintlik betekenisloos. Al wat dit beteken is dat hy dood gegaan het, dat hy begrawe is. Maar die ou Christene het gesê, ons glo dat Jesus Christus gesterf het, begrawe is en neergedaal het na Sheol of Hades of die dood of die doderyk of die hel. Daar's verskillende woorde, baie verwarrende woorde, maar die punt is, die ou Christene het gesê, Jesus het dood gegaan materieel en hy was ook daar in 'n wêreld, 'n materiële wêreld, 'n ander wêreld, 'n geestelike wêreld, maar ook 'n materieel geestelike wêreld. En daar het Jesus Christus die mag van die dood gebreek. So hy deur die dood, hy het die hekke van die dood oopgebreek en die Bybel is vol daarvan. Ek kan nie nou daarop ingaan. Maar Jesus Christus het materieel die Satan se mag, sy koninkryk, sy plek, sy domein wat hy gehad het Jesus gebreek. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy het aan God se regterhand gaan sit. En God het die engele wat hom rebelsgesind was, uit die hemel uitgegooi. Lees jou Nuwe Testament, dis baie duidelik. Jesus Christus het aan God se regterhand 'n mens, het die engele, bo die engele uitgetroon en die bose engele onttroon. Hy het hulle uitgegooi. En hy regeer nou, sê die Bybel. Hy regeer nou oor die ganse kosmos, nou reeds. En hy regeer nou, en dit is belangrik om te verstaan, waar hy nou is, regeer hy oor mense. Almal van die Ou Testament, Dawid, Jakob, al hierdie name wat die engel noem, is onder Jesus Christus se regering. Hy regeer reeds oor hulle. En hulle loof God, en hulle prys God, deur Jesus Christus in die hemel.
Jy sien, ons het 'n totale verkeerde prentjie van Jesus se koninkryk, asof hy weggegaan het nie. Nee, hy het nie weggegaan nie. Hy het opgegaan. Hy het materieel oor die geestelike wêreld dominansie geneem. En die model wat ons het van die kosmos is 'n totaal verkeerde model. Dit is 'n Ou Testamentiese model. En mense wil dit nog steeds vandag so toepas op die Bybel. Hulle sê, jy sal ook hoor, dat God het 'n 3-kamer parlement, en dan nie soos ons in die ou jare nie, maar hierdie huis van God, hierdie onsigbare huis van God, het 'n boonste verdieping waar God en sy seuns, die engele woon, en dan is daar die middelste verdieping waar ons op aarde woon, die mense, en dan is daar onder ons verdieping die Sheol of die Hades of dan die doderyk of wat ook al. En dis vandag nog so. Waar Jesus regtig hier ingegaan het, ja wel, niemand sê regtig vir jou baie mooi nie. Die oomblik toe Jesus deur die dood gegaan het, toe Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het hierdie 3-kamer parlement gesplit in 2 bene. En die een groot kop bo-oor was God en sy seun. Die seun van God het die engele verbygegaan. Hy het die seun van God geword. En die engele is nie meer, word ook nie meer die seuns van God genoem nie, as jy byvoorbeeld Hebreërs lees. Die seun van God regeer nou oor hierdie engele. En die goeie engele regeer nou saam met Jesus Christus. En onder hierdie kop is daar 2 verskillende bene. Daar's die kerk, die liggaam van Christus op aarde, die mense wat deur God se Heilige Gees gelei word, en hulle lewe fisies op aarde, en hulle behoort aan God. En as hulle doodgaan, dan gaan hulle saam met die voorvaders wat in die hemel is, wat deel is van daai hemelse koninkryk, en hulle loof God daar. Die ander kant is daar die gevalle engele. Hulle staan teenoor die kerk op aarde. Dis gevalle geeste. En hulle regeer deur koninkryke en vals godsdienste, probeer hulle hierdie wêreld regeer. Maar bo hulle almal regeer Jesus Christus reeds. En as jy hierdie wêreld verlaat, gaan jy of na God toe, of jy gaan in die werklike Sheol, in die werklike Hades, waar die konings, as jy Esegiel lees, Esegiel 28, Jesaja 14, dan sien jy dat die konings van die aarde het geval in hierdie gat, in hierdie donker gat, en daar bly hulle. So, die oomblik toe Jesus Christus uit die dood het opgestaan het hy kom regeer oor hierdie wêreld en oor die onsigbare wêreld. Die vraag is nie of Jesus regeer nie. Die vraag is nie of Jesus Christus gekom het om te bly nie. Die vraag is nie of God se kerk nog steeds God se gesagsinstansie op aarde is. Natuurlik die regering en hy gebruik ook die dienaars, sy dienaars, soos hy wil in die koninkryk. Maar die kerk is die plek waar Christus op aarde in 'n besondere manier woon. En die vraag is, van watter gemeenskap, van watter een van hierdie 2 groepe is jy reeds deel? Is jy deel van die liggaam van Christus op aarde, waar sy Heilige Gees woon en regeer, of is jy deel van een of ander sekulêre, heidense, barbaarse, primitiewe mag, wat God se wysheid, wat so stupid is, ekskuus dat ek hierdie woord gebruik, dat hy God se wysheid en God se wet nie oor hom laat regeer nie. Kan jy sien, so die tweede ding is, die seun van God het gekom om te kom bly. Ons moet die regte model vir die koninkryk van God op aarde hê. Ons moet verstaan, die seun van God regeer nou reeds in die doderyk. Hy regeer oor alles en oor almal. En dan die derde en die laaste gedagte wat die engel vir Maria sê is, God regeer materieel. Hy regeer reeds. En hy wys dit in die manier hoe hy dit vir Maria verduidelik. Hy verwys na Gabriël en na sy situasie voor die tyd met Sagaria. As jy Lukas in die begin van Lukas lees, dan gaan hy na Sagaria, die priester in die tempel toe, en hy verduidelik dit nou vir Maria. Hy sê, hy verduidelik vir haar wat 6 maande terug al gebeur het. En wat het daar gebeur? Sagaria, dit was sy diensbeurt, deur die lot so bepaal, God het die lot bestuur natuurlik, daai dag moes hy die priester wees wat die gebede van die volk verteenwoordig in die heilige deel van die tabernakel. En daar, terwyl hy daar as priester staan, ou oom,
wat so lank probeer kinders hê, wat so lank die koms van die Messias verwag, wat onbesproke, hy en sy vrou, onbesproke lewe. Hy staan daar, hy is besig as 'n priester, en wat gebeur? Hierdie selfde Gabriël kom staan langs hom, en hy sê vir hom, weet jy wat, Sagaria, jou gebede, jou volk se gebede, al hierdie mense rondom hierdie tabernakel, wat besig is om te bid, al die Jode van al die tyd, al die Israeliete, julle gebede is vandag gehoor. Ek wat die Here is, gaan nou my boodskapper in jou vrou se liggaam verwek. Ek weet julle is onvrugbaar, ek weet julle is oor julle tyd, net soos Abraham en Sarai. Maar ek gaan in haar liggaam 'n mens gebore laat word, soos Isak. Eintlik onmoontlik, maar ek gaan dit doen. En ek beheer dit, want ek hoor die gebede, ek hoor die nood van my kinders. Ek sien my kinders in die doderyk, wat ook nog geen werklike hoop het, dat hulle uit hierdie doderyk uit gaan kom nie. Ek gaan my boodskapper stuur, Johannes die Doper, en hy gaan die pad vir my seun, vir die seun wat ek jou nou vertel van Maria, gaan hy voorberei. Met ander woorde, ek beheer mense, die geskiedenis, ek beheer mense se gebede, mense se liggame. Alles wat daar is, beheer ek wat die Here is. Ek is in beheer, Maria. Kan jy sien ek is in beheer? En as jy my wil gaan toets, gaan vra vir Elisabeth. Sy's klaar 6 maande swanger. Ek is in beheer. Ek regeer deur my gees, deur my woord. Daarom sê die engel ook vir Maria hierdie belangrike woorde. Niks wat God sê is onvrugbaar of kragteloos of kan nie gebeur nie. Die materiële liggaam, die materiële wêreld waarin die seun van God ingebore is, die oomblik toe hy verwek is, het onderwerp en onderworpe geraak aan daardie materiële seun. Hoekom? Want hy is God se seun. God regeer deur hom. En deur God se Heilige Gees bestuur hy die wêreld. En waarom was die westerse lande so suksesvol, die westerse wetenskap so belangrik, so suksesvol? Want hulle het God geglo en hulle het gelewe volgens sy woord. Hulle het geglo in sy woord. Dis juis daai ontdekkings van hulle wat hulle so uiteindelik so mislei het om te dink, omdat hulle God nie kan sien in die wetenskap nie, is God nie. Die Bybel het nooit gesê jy kan God sien. God regeer deur sy Heilige Gees, regeer hy sy materie. As jy dit nie glo nie, gaan lees jou geskiedenis. Die jaartelling word vandag nog gemeet aan die geboorte van Jesus Christus. Ja, en ons kan baie stories vertel van, dit was die Rooms-Katolieke of wat. Die punt is, die geskiedenis vertel van 'n mens, 'n God wat 'n mens geword het, en kom regeer het, van 'n God wat alles bestuur in hierdie lewe, ook jou lewe. Bekeer jou, lewe elke dag voor God. Laat sy Heilige Gees jou bestuur. Verstaan dat daar is nie iets soos 'n neutrale liggaam of grond of geld of besittings nie. Alles behoort aan die Here. Jy behoort aan die Here, jou vrou behoort aan die Here, jou kinders behoort aan die Here, jou pa en jou ma behoort aan die Here. Alles behoort. Die vraag is, laat jy God toe om te regeer oor jou? Laat jy God toe om jou lewe in besit te neem? En dis waaroor dit gaan. Ek gaan afsluit met 'n laaste gedagte. En dit is oor die begin van die skepping. In Genesis lees ons van 'n slang wat na Eva toe gekom het en haar mislei het. Nou, waar kom hierdie krag vandaan? Hierdie bose maag. Ek wil afsluit. Die seun van God het gekom om te bly. En niks sal dit keer nie. As jy in die seun van God is, as jy Jesus Christus oor jou lewe laat regeer, deur sy woord en deur sy gees, sal jy ook ewig bly. Jy sal ewig welkom wees in die teenwoordigheid van God. Jy is reeds ewig welkom in die teenwoordigheid van God. Die seun van God het gekom om te bly. Hoekom? Sodat jy ook kan bly.
Mag die Here jou die wysheid gee om te verstaan wie hierdie Jesus is, wat gebore is. Mag jy die geboorte van Jesus opnuut omhels. Mag die Here jou lewe verander deur sy Gees. Mag jy verstaan wie jy werklik is in Jesus Christus. Shalom.